Om te studeer is vir baie jong Suid-Afrikaners 'n droom, maar met die huidige sosio-ekonomiese klimaat voel dit dalk soms onbereikbaar. In 2020 het die OECD, wat die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling is, ondervind dat slegs 15% van 23 tot 24-jarige Suid-Afrikaners eintlik 'n tersiêre kwalifikasie het. Vir baie studente is NSFAS 'n baken van hoop, 'n manier om hul droom te kan bereik. Ongelukkig is die realiteit 'n nagmerrie. Op die 9de November 2022 het AfriForum Jeug strafregtelike klagtes teen die Nasionale Finansiële Hulpskema vir Studente, beter bekend as NSFAS, ingedien by die Littleton Polisiestasie. Dit is in reaksie op die bevindinge van die 2020-21 verslag oor nasionale en provinsiale audituitkomste, waar 'n beweerde R77.49 miljard onverklaarbaar is. AfriForum Jeug gee om oor Suid-Afrika se toekoms en verstaan dat hoër onderwys kardinaal in die bemagtiging van jong mense en veral minder bevoorregte studente is. Daar is ook einde 2022 ondersoek deur die spesiale ondersoekeenheid oopgemaak om NSFAS en die wanbestede geld te ondersoek. Intussen is daar beweer dat R33.49 miljoen daarvan ontdek en teruggeëis is, 'n volle 0.04% van die vermiste rande. AfriForum Jeug sal nie terugstaan op hierdie saak nie en voel sterk dat die korrupsiekultuur wat die laaste 30 jaar gekweek is, nie 'n verskoning vir sulke gedrag is nie. Hierdie is nie die eerste keer wat AfriForum Jeug NSFAS uitdaag nie. AfriForum Jeug het ook in 2020 'n saak teen NSFAS gemaak toe sowat 5000 studente se befondsing onverwag teruggetrek is. NSFAS het in die hof erken dat hulle nie eerlik was oor hul bronne waarop hul aantuigings van leuns gestaaf was nie. In 2021 was die saak in die Wes-Kaapse Hooggeregshof aangehoor en in oorwinning is daar beurse wat weer herstel is. Hierdie stryd is nog lank nie verby nie, maar AfriForum Jeug sal aanhou veg vir 'n beter toekoms en bou aan 'n mooier môre.